Kom ons sit net so, dan sluit ons die oë. Ons almagtige Vader Jahwe, baie dankie vir die wonderlike gawe van gebed. Dat ons tot U kan nader, tot U troon van barmhartigheid en genade, omdat Yeshua die weg, die waarheid en die lewe is, en vir ons die lewende weg geopen het, dat ons vanaand 'n hoëpriester het, wat met al ons swakhede bekend is. 'n Hoëpriester wat die toekomstige weldade aan ons kom bedien het, naamlik volmaakte geregtigheid, om voor U te mag staan, ons almagtige Vader, U wat lig en lewe is, U wat verterende vuur is, om voor U te mag staan, in heiligheid, in reinheid, Vader, in 'n volmaakte band van eenheid, wat woorde nie kan beskryf nie. Dit is ons gebed vanaand, dat U hierdie heerlikheid in ons harte sal openbaar. Dat ons harte brandende sal wees, wanneer ons, deur die werking van U Gees, ons erfenis kan verstaan, en daarop vertrou, en glo, en daarop hoop. En dat daar in ons harte vanaand sekerheid sal wees, dat ons U wat het beloof het sal eer, en nie aan die woord twyfel nie. Dankie dat ons dit mag bid. Verheerlik U self in Yeshua, deur die krag van die Gees. Amen. Nou, ons het in die aand begin met 'n Bybelstudie in 1 Petrus, dit was aanvanklik 'n paar oggendboodskappe, maar ek wil so 'n bietjie dit nader hanteer. Ek het eintlik van die kansel afgekom om nader aan julle te kom, en hoe nader ek kom, hoe verder skuif julle nou weg. Dit help nou veel, want dit is 'n onderwerp wat 'n mens moet groei, geestelik volwasse word, rondom die brief van Petrus aan gelowiges wat in omstandighede was, wat hulle so in verdrukking en beproewing gedompel het, dat Petrus onder leiding van die Heilige Gees hierdie brief skryf, om hulle fokus reg te kry. Nou, ons maak ons Bybels oop by 1 Petrus, en die gedeeltetjie waar ons nou is vers 6, maar vers 6 sluit aan by die vorige verse, so ons gaan dit net eers weer saam lees, dat ons die konteks reg het. Onthou, Petrus skryf aan die vreemdelinge van die verstrooiing, skryf oor Israeliete daar in Asië, Kappadosie, Bithynië, Pontus. 1 Petrus 1, vanaf vers 1, Petrus, apostel van Yeshua Messia, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Yeshua Messia. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Geseënd is die God en Vader van ons meester Yeshua Messia, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Yeshua Messia uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Ons wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof, tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Yeshua Messia, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, in wie julle, al sien julle hom nie nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, na die saligheid van julle siele verkry.
Net tot sover. Die laaste versies is die realiteite. Ons sien hom nie, maar ons het hom lief. Ons glo hom. En ons verbly met 'n onuitspreeklike blydskap. Nou daar is my vraag. Hoe lyk ons lewe? Hoe lyk my lewe? Is daar onuitspreeklike blydskap? As daar onuitspreeklike blydskap in elke kind van Jahwe se lewe was, sou die saal vanaand nie groot genoeg gewees het nie, om al die stoele te kon hanteer van al die mense wat opdag. En dis die realiteit. Ons het vanoggend 'n boodskap hanteer rondom ons erfenis. Israel het fisies 'n land gehad, en hulle het gesien, dis daar, en daar was die reëse, en daar was die uitdagings, en hulle kon dit tas, hulle kon dit vat. Nou het ons 'n geestelike erfenis. Ons het beloftes. Ons het die belofte van geregtigheid, terwyl ons lewe met sonde om ons. Ons het die belofte van 'n onbesmette erfenis, terwyl ons elke dag voel die vuilheid van die lewe. En daarom is daar nie by ons volmaakte blydskap nie. Want daar is nie volmaakte geloof nie. Daar is nie volmaakte liefde nie. As daar volmaakte geloof en volmaakte liefde, sal daar volmaakte blydskap wees. En daarom roep Petrus die gemeente op om hulle geloof te grond op die regte plek, regte beloftes, geestelik volwasse te word, te midde van verdrukking, te midde van onregverdigheid, sodat hierdie bedroefdheid wat die allerhande beproewinge nou bring, oorwin kan word deur goddelike blydskap. So ons praat oor 5 perspektiewe oor blydskap, blydskap oor saligheid, blydskap oor redding, 5 perspektiewe. En die eerste een vanaand is die blydskap oor ons erfenis. Nou, hy het in vers 5 vir ons, vers 4 die erfenis beskryf, dat dit onverganklik is en onverwelklik is en onbesmet is. En in vers 5 sê hy, hierdie erfenis word in die krag van God bewaar. Ons het dit hanteer in 'n boodskap. Dis vas. Mot en roes kan dit nie verniel nie, diewe kan nie daar inbreek en steel nie. Wat is elkeen van ons se persepsie, se begrip, se insig, se verstaan van hierdie erfenis wat onwankelbaar is? Want die oomblik as jy dit verstaan en insig het, sê Petrus in vers 5, daarin verheug julle heel. Daarin, in dit wat hy nou net gesê het. In hierdie erfenis wat vas is. En die woord vir verheug is nie net blydskap nie. Is nie die gewone Griekse woord chairo nie. Dit is 'n spesifieke boodskap om 'n woord om intense blydskap te beskryf. Dis dieselfde woord wat Yeshua gebruik in Matteus 5 vers 12. Blaai gou saam met my na Matteus 5 vers 12 toe. Kyk die konteks wat Yeshua dit gebruik. Matteus 5 vers 12. Is deel van die saligsprekinge, is deel van die bergpredikasie. En voordat ons by vers 12 kom, lees ons eers vooraf dat Yeshua sê, in vers 11, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Wat is jou natuurlike gevolg as jy valslik beskuldig word, as jy beledig word, as jy vervolg word? Yeshua gee die opdrag, verbly en verheug julle, vers 12, omdat julle loon groot is in die hemele. Jou erfenis. Jou erfenis is jou anker vir jou emosie te midde van verdrukking, vervolging en belediging. Dit is 'n beginsel. Geestelike volwassenes kom daarby uit. Dink in jou eie lewe, hoe maklik, toe ons jong tot bekering gekom het, nie op die pad is, hoe maklik, enige windjie, enige vervolging, enige negativiteit, gooi jou holder te bolder. Maar hoe meer jy insig het in jou erfenis en die vastigheid van die hemele,
Dink aan Vader se naam, ek is wie ek is. Hoe meer jy hom ken, hoe meer raak jy stabiel. Hoe meer jy sy onbeweeglikheid, hoe meer jy sy rotskarakter ken, hoe meer staan jou voete op die rots. Hoe meer of hoe minder word jy deur elke tweede wind van lering of wind van beproewing rondgewaai. Dit is die beginsel vir goddelike blydskap oor jou saligheid, dat jou saligheid is jou redding en jou erfgenaamskap in die hemel, jou burgerskap. So as jou erfenis vas is, dan moet jou blydskap ook vas wees. Dit is baie belangrik, as 'n beginsel. En daarom sê Kolossense 3, dat ons die dinge daarbo moet bedink. As ons dan saam met Messia gesterf het en saam opgewek is, soek die dinge daarbo waar Messia is en aan die regterhand van God sit, op die troon, sy heerskappy. Soek eers die koninkryk van Jahwe, sy geregtigheid, en al die ander dinge sal bygevoeg word. Wat is die ander dinge? Die ander dinge is die dinge wat ons bedroef. Die daaglikse brood, die kos en die klere en al die goed waaroor ons bang is, die ekonomie. Soek die koninkryk, verstaan die koninkryk, bedink die koninkryk, roem in die koninkryk, wees bly oor die koninkryk. En dit is waar ons vastigheid lê, nie op die wispelturigheid van die aardse gebeure nie. Alles verander, sê die liedjie, maar Yeshua nooit. Alles verander, maar Yeshua nooit, ons erfenis nooit. Nou hierdie opdrag wat Petrus sê, daarin verheug julle heel, is nou op 'n taalkundige analitiese ontleding, is dit, in Engels sê jy present tense, dit is in die hede, en is die continuous, dit is die voortdurende. So hierdie blydskap is nie vir Sondagoggende se preek bedoel en dan Sondagaande 5:00 en dan miskien Woensdag aand by die bid. Dis voortdurend. Dis voortdurend. Dis in die hede, dis nou verbly ons. Voortdurend. Nou, hierdie blydskap moet ons nie net sommer net so ligtelik opneem nie. Die realiteit is as ons na die disippels se lewe kyk, wanneer Yeshua saam met hulle wandel, dan kom daar 'n uur, en dit is net voordat Yeshua gevange geneem word, wat Yeshua vir die disippels sê, maar julle gaan nou bedroef wees. Johannes 14, laat julle hart nie ontsteld word nie. Ek gaan vir julle weggeneem word, daar kom 'n uur wat julle uitmekaar gejaag sal word, daar is 'n uur van droefheid. Nou, maar, julle droefheid sal in blydskap verander. En daai verandering moet ons mooi gaan kyk, hoe groot is dit? Wat is die rede? Want as daai verandering in hulle lewe plaasgevind het, dat hulle droefheid in blydskap verander het, en ons kan daar dieselfde insig en begrip hê, kan ons droefheid, wat ons so maklik kry, ontsteltenis. Ons sê baie keer, ons maar ek is nie bedroef nie, wel is ontsteld. Jy is frustreerd, jy is geïrriteerd, jy is kwaad, jy is brommerig. Al daai dinge tel onder droefheid, geestelike droefheid. Die blydskap van Jahwe is ons erfenis. So kom ons kyk na 'n paar tekste. Eerstens, die werking van die Heilige Gees. Wag, ek gaan eers 'n bietjie wag met daai ene. Ek wil eers iets sê oor Lukas, wat vir ons wys hoe die disippels, wel eers die Emmausgangers, lees ons in Lukas 24 vers 12, jy hoef nie nou so toe te blaai nie. Petrus is nadat Yeshua gesterf en opgestaan het na die graf gehardloop, en toe hy neerbuk sien hy die doeke alleen lê, en hy het weggegaan huis toe vol verwondering oor wat gebeur het. Die Emmausgangers sê in vers 32, en hulle het mekaar gesê, was ons hart nie brandend in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. En bietjie later in dieselfde hoofstuk lees ons hoe nadat Yeshua opgevaar het, die apostels en hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. Hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. So wat is die verandering? Yeshua se opstanding.
Die opstanding, en dit is hoekom ek 3 teks gelees het, vandat Petrus gesien het die graf is leeg, vandat Yeshua saam met die Emmausgangers gewandel het en vir hulle die skrifte oopgemaak het, dat die Messia moes ly, maar hy moes opstaan en sy heerlikheid opgaan, en dan die derde een, die hemelvaart, wanneer Yeshua sê, ek kom weer terug, is daar groot blydskap. Groot blydskap. En dis die fokuspunt. Nou is die vraag, as die opstanding, want voordat Yeshua sterf is daar groot droefheid onder die disippels, groot hartseer, so erg dat Petrus sê, ek ken hom nie. Maar na die opstanding is hulle vol blydskap, vol heerlikheid. Wat is dan die essensie? Wat is die versekering? Wat is die oortuiging? Yeshua se opstanding. Wie getuig van Yeshua se opstanding in ons lewe? Die Heilige Gees. En dit is nou wat ek bewys. Handelinge, wel voor ons by Handelinge 1 kom Johannes 14, dit kan julle saam lees, kom ons blaai na Johannes 14 toe. Johannes 14. Ja, julle is onderstel om te lees, en Bybelstudie kry julle die kans, maar ek gaan nou terwille van die video-opname gaan ek het self lees, Johannes 14 vers 16, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die Heilige Gees werk in ons. Wat is die werking van die Gees? Die volgende teks, Handelinge 1 vers 8. Julle kan vinnig so toe blaai, dis die volgende boek in die Bybel en dis die eerste hoofstuk. Handelinge 1 vers 8. Belofte van die Heilige Gees, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan hoofstuk 2, die uitstorting van die Heilige Gees, die belofte wat ons en ons kinders toekom. En hier die werking van die Gees bevestig iets in ons lewe. Wat bevestig dit? Kindskap. Romeine 8 vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. As naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Messia nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Die Heilige Gees roep in ons harte uit, Abba, Vader. As jy 'n kind is, getuig die Gees in jou lewe, dat jy sy kind is. En jou kindskap beteken jy is 'n erfgenaam. Die erfenis is vas. So luister mooi, die werking van die Heilige Gees in ons lewe bring hier die onuitspreeklike blydskap. 1 Korintiërs 6 is nie vreemd nie. Is nie nuut wat ek lees nie. Maar is nog nie in ons lewe 'n realiteit nie. Of weet julle nie 1 Korintiërs 6 vers 19 dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, want dit was die belofte, hy gaan in jou wees wat julle van God het, dat julle nie aan jouself behoort nie. Nou is die vraag, Handelinge 1 vers 8 sê, dit is 'n krag, dit is die krag van die Heilige Gees. Korintiërs sê ons is 'n tempel. Hoe lyk dit binne in die tempel? Hoe het dit tipies in die tempel in die Ou Testament gelyk? Wat was by die tempel gewees? Wat sê die psalms? Gaan deur sy poorte in met lof, kom voor sy aangesig met gejubel. Loof Jahwe al sy knegte wat in die huis van Jahwe staan, kom met heilige sieraad voor sy aangesig. Jubel, versadiging van vreugde voor die aangesig. En Kronieke 16:27, majesteit en sterkte is in u huis, blydskap in die woning. Dit is die werking van die Gees. Dit is so kosbaar. En 1 Korintiërs 12:13 is 'n kosbare teks. Hy sê, ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam. Of ons Judeërs of Grieke is, slawe of vry manne, en ons
is almal van een gees deurdronge. Die Engelse Bybel sê ons drink uit dieselfde gees. Hy wat in my glo, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Julle sal kom by waterfonteine van heil. Yeshua is die water van die lewe en die Heilige Gees getuig van hom, openbaar hom in ons harte en dis die water wat ons drink. Deurdronge beteken om te drink. Wat is hierdie werking? 1 Johannes 3:24. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom. En hy in hom. En hierdan weet ons dat hy in ons bly aan die Gees wat hy ons gegee het. Hier is 'n baie belangrike woord, weet. Ons is besig met geloof, sekerheid. In 1 Petrus lees ons dat die gemeente se geloof getoets word deur verdrukking en beproewing en omstandighede. Maar daar is 'n oproep tot sekerheid om te weet. Hoe weet ek? Die Gees wat in my is. Wat werk die Gees? Die bevestiging dat Yeshua opgestaan het, dat die erfenis vas is, dat die erfenis bewaar word in die krag van God. En nou kom ons by Efesiërs 1. En nou moet ons saamblaai. Hier is nou 'n wonderlike heerlikheid. Efesiërs 1. In Efesiërs 1, sommer vroeg hier vanaf vers 3 af, kry ons hierdie die groot begrippe, Jahwe se ewige voorneme en sy raadsplan en sy voorkennis, hoe hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om voor hom in liefde te wees. En dan lees ons in vers 11, in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang. Ja, onthou nou volgens se boodskap. Waar is ons erfdeel? 'n stukkie land in hom. En wie is Yeshua? Hy's alles. Hy's alles. Hy's die lewe. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Messia gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Jahwe kies ons van voor die grondlegging van die wêreld af uit. Hy bestem vir ons 'n ewige erfenis in Yeshua. Hy werk in ons harte deur die Heilige Gees en die Heilige Gees verseël ons. Bevestig, Engels guarantee. Die belofte. En die Heilige Gees, vers 14, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Die tekste gaan oor die werking van die Heilige Gees. Die krag van Jahwe in my lewe, hy bevestig dat ek sy kind is, hy maak van my sy tempel, maar hier in hierdie vers staan daar iets van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die onderpand van ons ewige erfenis. En as jy jou onderpand, as jy die eerste paaiement, en ek wil dit gou wys, ek wil dit gou verduidelik, as jy dit jou eie maak en verstaan, dan leef jy in die perspektief dat die res is vas. En dit bring onuitspreeklike blydskap. Vers 14 het ons gelees en ons lees hom weer. Wat is 'n betrekkelike voornaamwoord. Hy het in die vorige vers 13 gesê die Heilige Gees. Julle
in wie julle nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Die Heilige Gees van die belofte is die onderpand is van ons erfdeel. Wat is die onderpand? Kyk bietjie daai Engelse pledge of our inheritance. Dis die sekuriteit. Dis die vastigheid. Want die Heilige Gees bevestig dat Yeshua opgestaan het uit die dood. En omdat hy opgestaan het, is daar vir my 'n opstanding. Omdat hy triomfeer en heers in die hemele, daarom is daar geen manier, en dink mooi daaroor, daar's geen manier dat daar ooit vir ons iets anders kan wees as presies dit wat Jahwe bepaal en beskik het, naamlik 'n ewige erfenis saam met hom. Halleluja. En as jy dit verstaan, begin dit onuitspreeklike blydskap in jou lewe werk. Niks op aarde kan dit verander nie. Niks. Dis vas. En Jahwe, en ons gaan dit nou lees in Hebreërs, die volgende deel, wou so kragtig aan ons dit bevestig, want hy weet waardeur ons gaan, dat hy hierdie erfenis, 'n deeltjie van ons erfenis, naamlik homself vir ons gee. Wat is ons erfenis? Jahwe. Wat gee hy vir ons? Homself, naamlik sy Gees. As paaiement, as belofte, omdat ek jou my tempel maak, omdat ek in jou lewe intrek, is dit die belofte, dat jy vir ewig saam met my sal wees. En dit sê Petrus, as die gemeente dit kan verstaan, daarin verheug julle heel met 'n onuitspreeklike blydskap. En as ons na hierdie mense se lewe gaan kyk, was daar niks wat hulle kon onderkry nie. Niks. Hulle het dit gesien, hulle het dit verstaan, hulle het dit geglo. Dis wat in Abraham se hart geklop het. Abraham het die stad verwag en ons gaan nou na Hebreërs toe gaan. En dis Jahwe se wil vir sy kinders. Dat ons die werking van die Heilige Gees in ons lewe nie sal bedroef nie. Nie sal blus nie, want die Heilige Gees wil iets spesifiek vir jou leer rondom Jahwe se integriteit. Dat jy hom kan glo vir sy woord. Te midde van die omstandigheid. En as ons dan nou verder kyk in Efesiërs 1, dan is dit Paulus se gebed vir die Efesiërs. Efese was 'n bose plek. Hulle was die tempelbewaarders van Diana. Dit was 'n hawe stad, dit was 'n vuil plek. Ons lees in Openbaring wat Jahwe van die gemeente in Efese sê, dat wat was die toestande? Paulus bid vir hulle in vers 18. Dat hulle verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet. Wat kan weet? Dat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Onthou nou, Yeshua, Hebreërs 1 vers 2, is aangestel as erfgenaam van alles. En ons is sy erfenis. En hy is ons erfenis. Ek is my bemindes en my beminde is myne. Nou sê Paulus, hy bid dat die gemeente verligte oë van die verstand. Want dit is geestelik, dat hulle kan sien. Wat is die rykdom van die heerlikheid onder die heiliges? En dit is wat Paulus in 1 Korintiërs 1 verduidelik, 1 Korintiërs 2, dat wat die oog nie gesien het nie, en wat die hart nie opgekom het nie, wat Jahwe beskik het vir sy kinders, vir wie hy lief het. En hoe sal ons weet wat het Jahwe vir ons beskik? Niemand weet wat in 'n mens aangaan of in 'n persoon buiten sy gees nie. So weet niemand wat in Jahwe se raadsbesluite is behalwe sy gees nie. Nou doen Vader Jahwe 'n wonderwerk. Hy gee sy gees wat weet vir ons, sodat ons kan weet wat hy ons geskenk het in liefde. En dit is ons erfenis om 'n deel te ontvang, naamlik sy gees. En as die gees dit in jou lewe werk, om te besef en te verstaan, is onuitspreeklike blydskap. Dis heerlik, dis groot, dis heilig, dis kosbaar.
Dat is ongelukkig vir ons se toets. Daar was 12 verspieders gewees, wat die land moes gaan verspied het in die Ou Testament. En 10 het gesê die reuse is te groot. 2 het 'n ander gees in hulle gehad, die gees van Jahwe, om te kon sien die belofte, te midde van die toets en die beproewing. En baie het Yeshua gevolg op grond van die wonderwerke, maar baie het hom verlaat, toe hy gesê het, eet my, drink my, word een met my, stap dieselfde pad. As ons deel aan sy lyde, sal ons deel aan sy verheerliking. Maar 10 van die 12 het gesê, die lyde is te groot, die beproewing is te groot. Ons kan nie die oorwinning sien nie. Maar 2 wat die gees van Jahwe gehad het gesê, kom ons neem dit in. Jahwe het beloof, hy het dit beloof. Ons gaan dit maak. Stap die pad. En dit is dan in Hebreërs, ek het daai nou genoem, ek wil dit net gou weer wys. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Hoe bedroef jy die Heilige Gees van God? En onthou, die Heilige Gees is die een wat ons verseël. Dis die een wat ons, soos die Engels sê, pledge, hy bevestig. Kan nie los nie. Vas. Hoe bedroef ons die Heilige Gees? As ons daai praatjies praat van die 10 verspieders. As ons begin kla. As ons begin murmureer. As ons begin geluide van ongeloof maak. Dan bedroef ons die Gees. Ons bedroef die waarborg van Jahwe in ons lewe. Want hy wat dit beloof het is getrou. Ek sal jou nie begewe en verlaat nie. As jy heeltyd sê jy voel verlate en jy leef 'n lewe asof jy verlaat is, dan bedroef hier een wat by jou is. Hy's by ons. Ons mag nie lewe in sonde asof hy nie met ons is nie. Asof hy nie van ons sy tempel gemaak het nie. Lewe ooreenkomstig die werking van die Heilige Gees in jou lewe. Laat die lamp brand, laat die lig skyn, men hom nie onder 'n maatemmer sit nie. Nou is dit die skrywer aan Hebreërs, deur die krag van die Heilige Gees, wat hulle aandag vestig en fokus op hulle geestelike erfenis. Hierdie mense het moeg geword. Skrywer in Hebreërs, daar was vervolging, verdrukking. Hulle moes 'n prys betaal het vir wat hulle geglo het. Hulle het fokus verloor. So kom ons kyk bietjie in Hebreërs 4, hoeveel keer en aan die hand van hoeveel voorbeelde die skrywer die gemeente, die lesers se aandag vestig op hoe werk Jahwe? Hoe het in die Ou Testament gewerk? Hoe het dit gewerk met die Israeliete by die beloofde land moes ingaan? Het hulle een tree uit Egipte gegee en die volgende tree in die beloofde land sonder beproewing, sonder toetsing? Sonder dat Jahwe gekyk het wat in hulle harte is? Nee. Hebreërs 4 vanaf vers 1 tot 10. Kom ons lees saam. Laat ons dan vrees. Nee, sit wakker, luister mooi. Let op. Gee aandag. Laat ons dan vrees terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, om in jou erfenis in te gaan, nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle. Die blye boodskap, daar's 'n erfenis, daar's verlossing. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. En dit is wat gebeur. Die woord word gesaai, maar daar is nie geloof nie. Ons glo nie dit nie. Sien nie in, ons verstaan nie, ons is nie diepte nie. Wat doen die voëls? Met die saad wat langs die pad gesaai is, pik dit op. Of, wat gebeur met die saad wat in vlak grond geplant is? Sodra die son skyn, beproewing kom, verdrukking kom, verdor die woord. Of, gebeur met die woord wat saam met versoekings, vleeslikheid groei, vleeslikheid verdring dit. Pas op, want ons wat geglo het, gaan die rus in. Soos hy gesê het, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Ek wil tog net verwys na vanoggend se boodskap. Dit behoort ons te skok tot in ons voete, in ons siele, dat 'n volk wat verlos is,
dat die lyke in die woestyn lê. Dat dit net die jong geslag is wat ingaan in Josua en Caleb. Dit behoort tot ons te spreek rondom hoe openbaar Jahwe aan ons hierdie saak van hy verlos en hy bring in die land, dat 'n hele geslag moes sterwe. Dis met die evangelie dieselfde. Dis met die evangelie net dieselfde. Net die kinders, net die weergebore kinders van Jahwe sal ingaan. Die lyke lê. Hy sê verder in vers 4, want hy het eers van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van sy werke gerus, en nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur die ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, want as Josua aan hulle rus gegee het, so hy nie van 'n ander dag is daarna spreek nie. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Hy roep hulle op in die volgende, in hoofstuk 6, fokus, kyk na die hemelse rus, kyk na die hemelse erfenis, hoofstuk 6 vers 9. Maar geliefdes, kyk mooi, hy spreek hulle aan, hy praat met hulle, hy adresseer hulle, ons is aangaande julle van beter dinge oortuig, dinge wat saamhang met die saligheid, al spreek ons ook so, want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie, en die liefdearbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien, maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon, om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop, tot die einde toe, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur die geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. As jy nie volkome sekerheid het nie, word jy traag. Vorige voorbeeld het gesê, jy veragter, jy bly agter. Daar moet insig, daar moet sekerheid wees, sodat daar ywer kan wees, want om te hoop kos verg energie. Gedurig. Ek sê nou die dag vir 'n gemeente, hoort sê ons lampies moet vol wees, te waak en te bid. En my lampie is baie swaar op olie. Ek moet kort gooi. Ek kom nie eers deur 'n dag nie. Dan moet ek alweer gaan gooi. Heeltyd gooi. Is dit nie so nie? Die mense dink ek kan Sondag my lampie volmaak, en dan moet hy nou maar brand. Dit is nie hoe die lewe werk nie. Daar is soveel verdrukking, daar is soveel beproewing, daar is soveel uitdagings. Gooi, gedurig, hou gemeenskap met Jahwe se woord en sy gees, dat hy lamp kan brand tot sy eer. Vers 19 tot 20 gee Jahwe vir ons hierdie vaste belofte. Die laaste gedeelte van vers 18 sê, in hoofstuk 6, vasthou aan die hoop wat voorlê. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is. En ingaan tot die binnekant, die voorhangsel. Wat is jou anker? Wat is jou veiligheid en jou vastigheid? En die belofte, Yeshua self, wat ingegaan het agter die voorhangsel. Hy self is ons waarborg, en naamlik deur sy gees. Waar Yeshua as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek hoëpriester geword het vir ewig. As ons bely ons het vanaand 'n hoëpriester, dan bely ons vanaand dat ons erfenis bewaar is, dat hy sy bloed nou aktief my reinig en heilig. Dat ek deel is van sy koninkryk, al sien ek dit nie. Ek glo dit, die Gees bevestig dit. Hoofstuk 9 vers 11 tot 15. Die belofte van die ewige erfenis. Nou, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar dit gaan weer eens oor Yeshua se hoëpriesterskap. Dit is ons sekuriteit. Hy het nou net gesê in hoofstuk 6, dit is ons anker van ons siel, Yeshua se opstanding, sy oorwinning.
Kom ek lees dit maar, vers 11. Maar Messia wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, dis die erfenis, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers vir die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Messia wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, nuwe verbond, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortreding onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Die belofte van die ewige erfenis lê daarin dat Yeshua deur die ewige gees homself geoffer het. En daar dieselfde gees werk in ons harte die offer van Yeshua, naamlik die aflê van my lewe, sodat ek 'n rein gewete het, want ek het saam met Messia gesterf. Hierdie is goddelike werking, dit gaan nie verstand te bowe, die natuurlike mens kan dit nie aanneem nie. Maar wanneer Jahwe dit in jou hart openbaar, kom daar sekerheid. Want jy weet, op hierdie terrein, in die hemelse tabernakel, kan diewe nie inbreek en steel nie, daar kan nie onreinheid kom nie, daar kan nie besmetting kom nie. Het is nie soos Moses se tabernakel wat ontheilig is, wat verweer het nie, of priesters wat aangestel moes word jaar na jaar. Dis 'n ewige tabernakel. Dis die hemelse. En die wat toetree tot dit is volmaak. Dis nie soos Aaron se 2 seuns wat vreemde vuur gebring het en morsdood neergeslaan het nie. Ons hoëpriester wat toegetree het is aanvaar. Sy offer was volmaak. En daarom sê in die laaste sins nere, die wat geroepe is, die wat uitverkies is, die wat bestem is, kan die belofte van die ewige erfenis ontvang, deur die ewige gees, as jou pand, as jou seël. Dis vas. Niemand kan dit verander nie. Ons gaan na Hebreërs 11 vers 13, 16. En dit is die geloofshelde. So ons lees van Abraham en Josef en al die kosbare gelowige dade. 11 vers 13. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek, volgens 'n boodskap. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God om nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Hy het. En telkens, en dit is die doel van hierdie teks, om te sê dat hierdie skrywer vat heeltyd hulle gedagtes weg van die aardse. So daar's 'n hemelse rus. Daar's 'n hemelse tabernakel. Daar's 'n hemelse stad wat God berei het. Hy skaam om hulle God genoem te word nie, want hy is waar. Sy beloftes is nie leeg nie. Daai vers wat sê, hulle het gesterf sonder die beloftes te verkry, klink so asof dit leë beloftes was. Nee, die vervulling is nie in materie op die aarde nie. Dit is in die ewige, in die hemelse. As jy nou sterf op aarde, 'n marteldood sterf, beteken dit nie jy het verloor nie. Beteken jy die goeie stryd gestry. Yeshua het ook gesterf, maar die hiernamaals, die ewige, die heerlikheid, is Jahwe se erfenis wat hy vir ons gee. En daarom ons gaan begin afsluit. In die vorige hoofstuk, hoofstuk 10, vers 32,
kan ons sien dat hierdie mense beroof was. Ons weet, in die Romeinse ryk was daar onder Nero en onder 'n klomp ander keisers baie swaar vervolging. En hierdie mense het heel moontlik onder een van daardie vervolgings in 64 na Yeshua gelei. En ons lees in vers 32. Maar onthou die vorige dae waarin julle, toe julle verlig geword het, 'n groot lydingsworsteling deurgestaan het, gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukking 'n skouspel geword het, gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het, want julle het ook saam met my gevoel in my boeye, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar. Hoekom? Hoekom is daar blydskap? Omdat julle geweet het, dat julle in julleself 'n beter en blywende besitting in die hemele het. Nou moet julle mooi oplet. Die beter en blywende besitting is in hulle in die hemel, naamlik die Gees van God, wat die eerste paaiement is. Hoe kan hy sê julle die erfenis in julle, die besitting? Sê Heilige Gees. En ons is in die Gees, in Yeshua, in die hemele. Dit is groot. En hy sê julle die berowing van julle goed, met blydskap, aanvaar. Want niks weeg op teen die heerlikheid, teen ons erfenis, teen ons posisie, teen die herstel, die verlossing, die saligheid, wat ons in Yeshua het. En dit is so nodig vir Petrus om vir die gemeente dit te skryf, en dit is vandag nog net so nodig. Want as ons nie gaan verbly in die erfenis en die saligheid wat geopenbaar gaan word wanneer Yeshua kom nie. Dis wanneer die hande slap word. Dis wanneer die knie swak word. Dis wanneer die voete swig. Dis wanneer ons bedroef raak. Hoe gaan ons waak en bid? Dis die oproep, waak saam met my, bid saam met my, sê Yeshua vir die disippels in Getsemane. Hulle word bedroef. Hulle raak in die slaap. Droefheid en slaap gaan saam. Maar blydskap en waaksaamheid gaan saam. Dit is Jahwe se opdrag aan ons. Ons het in vers 35 gelees. Werp dan. Het ons dit gelees? Nou ons het dit nie gelees. Ons by vers 34 gestop. Nou lees ons vers 35. Na aanleiding van hierdie beter en blywende besitting in jou, wat blydskap veroorsaak, kom die opdrag, werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Wat is daai vrymoedigheid in elkeen van ons se lewe? Petrus sê, ons moet met vrymoedigheid getuienis lewer van die hoop wat in ons is. Gereed wees om enige tyd verantwoording te doen. Wat is hierdie vrymoedigheid? Moet ons almal in ekstroverte verander oornag? Begin baie praat? Nee, dis nie wat hy sê nie. Dit gaan oor vreeslose vertroue. Vreeslose vertroue. Blydskap. Ag, julle kan nou al die ou wonderlike woordjies lees. Versekering, boldness. Om werklik in jou lewe nie terug te deins, in mekaar te krimp. Slegte nuus. Daai ou kyk net na my kant toe dan. En dan praat ek van geestelik. En dit is in elkeen van ons se lewe. Dit is of veg of vlug. En Jahwe roep ons op om standvastig te staan, manlik, onbeweeglik, sterk. Waar kwoteer ek nou? Waar staan dit? Wie is manlik, onbeweeglik? Dis die vers net nadat Paulus die opstanding verduidelik het. Die hoop, die verheerlikte liggaam. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou krag? Dis oorwin. 1 Korintiërs 15, ons sluit met hom af. 1 Korintiërs 15, is die opstandingshoofstuk. Ek hoop julle verstaan,
dat voordat Yeshua gesterf het, was daar droefheid, nadat hy opgestaan het, is daar blydskap. Hoekom? Yeshua het gesê, dat hy het vir hulle gesê, dat sy blydskap in hulle volkome kan word. Hoekom is daar blydskap? Want na die opstanding is die uitstorting van die Heilige Gees, die erfenis, deel van ons erfenis in ons lewe. En wanneer hy weer kom, 1 Korintiërs 15, sal daar volmaaktheid wees. Nie net die eerste paaiement nie, die volheid. Die volheid. 1 Korintiërs 15, vanaf vers 53. Hierdie verganklike moet met die onverganklike bekleed word. En hierdie versterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike vers 54 met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons meester Yeshua Messia. Daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van Jahwe, omdat julle weet dat julle arbeid in Jahwe nie te vergeefs is nie. Selfs wat hy vir Hebreërs gesê het, hou aan, volhard, ons het 'n erfenis. Staan vas, Joshua en Caleb, gaan die land in, veg, roei die Kanaaniete uit. Jy het 'n erfenis om besit te neem. Jahwe self trek voor. Die leeroowerste van Jahwe ontmoet vir Joshua. Joshua sê, wie is jy? Is jy teen ons of vir ons? Leeroowerste sê, nee, maar ek het gekom. Ek is leeroowerste van Jahwe. Jahwe trek self voor in die stryd. Daarom moet ons vreeslose vrymoedigheid en blymoedigheid hê oor ons erfenis. Daarin verbly ons in Yeshua met onuitspreeklike blydskap. Mag Vader self julle lampies volmaak met die olie van hierdie kennis, van hierdie openbaring, van wat geloofsekerheid bring. Mag geloofsekerheid in elkeen se lewe daardie blydskap na vore bring. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader Jahwe, dankie dat ons kan verbly in die hoop wat Yeshua kom openbaar het, die opstanding, die ewige erfenis. Dankie dat U Gees dit in ons harte bevestig, die lewe om U te ken. Dankie Vader Jahwe vir soete gemeenskap met U op hierdie aarde, terwyl daar soveel boosheid is. Weet ons dat ons weet, ons is die kinders, die prys is betaal, daar is vir ons lewe, daar is versoening, ons hoef nie meer 'n slegte gewete, of dooie gewetens te, of as gevolg van dooie werke, slegte gewete, besoedelde gewete nie, ons kan U aanbid met vrymoedigheid, want ons is die kinders, ons mag by toe kom Vader, en Yeshua het self gesê, dat ons blydskap volkome sal word, wanneer ons iets vir U vra in die naam, en U dit vir ons gee. Leer ons om reg te bid, leer ons om die koninkryk te soek, sodat ons die regte sake voor sal bid, en ons dit ontvang, en ons blydskap volkome word. Want U is die hoorder van gebed, U regeer, U koninkryk heers oor alles. Laat ons dan Vader Jahwe geestelik groei, en verlos ons, en red ons, van ons swakke vlees, in Yeshua se naam. Amen.